Dis tyd vir die G20 en die wêreld gons daaroor en hier in Suid-Afrika natuurlik ook. Dit lyk of daar baie van die glans van die geleentheid verlore gaan, want staatshoofde en Amerika in sy geheel onttrek. Nou, dit is 'n geleentheid, 'n verlore geleentheid vir Suid-Afrika. Solidariteit verlekker homself nie in die feit dat hierdie geleentheid onder ongelooflike druk is nie. Inteendeel, ons is kwaad daaroor. Ons is kwaad vir die regering wat deur sy roekelose diplomasie en sy ideologiese stiksigheid tot gevolg het dat daar ongelooflike druk op die G20 is. Hierdie was 'n geleentheid vir ekonomiese groei. Dit was 'n geleentheid om te spog oor ons land. Maar dit lyk asof die teenoorgestelde gebeur. Suid-Afrika se foutlyne word aan die wêreld blootgestel. En dit is die ANC se foutlyne. Ons gaan vandag G20 praat. Ons gaan ook 'n bietjie gesels oor daardie omstrede banier. Maar ons begin met die G20 en saam met my hier is Jaco Kleinhans, wat die G20 vir ons 'n bietjie gaan uitpak en die invloed van onttrekkings ook gaan bespreek. Jaco, baie welkom hierso. Kom ons begin net so 'n bietjie met 'n agtergrond. Wat is die G20? Ja, Dirk, die G20 het tot stand gekom, die groep van 20 in 1999, as 'n samewerking tussen die wêreld se grootste ekonomieë rondom finansiële en ekonomiese kwessies, finansiële regulasies, dinge soos internasionale belastingontduiking, internasionale finansiële stelsels, beter koördinering. Onthou daardie tydstip het wat vandag die G7 is, reeds bestaan. Dit het toe natuurlik as die G8 bekend gestaan, maar dit was meestal meer demokratiese, meer westersgesinde lande wat natuurlik daar betrokke was. En daar was 'n noodsaak dat daar tussen die sogenaamde Weste en die globale suide ook 'n samewerking moet wees rondom internasionale ekonomiese beleid, finansiële maatreëls. En daar is besluit om die G20 op te rig, dan van hoofsaaklik jou grootste 20 ekonomieë in die wêreld, maar dan een of twee ander insluitings ook, soos die Europese Unie as instelling, en daar was 'n sterk gevoel dat daar uit Afrika dan ten minste ook 'n stem moes wees wat kon saam praat, want daar's natuurlik nie 'n Afrika land wat naastenby onder die top 20 grootste ekonomie in die wêreld tel nie. Nou in 1999 was Suid-Afrika nog so die 31ste grootste ekonomie in die wêreld, en dis by verre die grootste ekonomie in Afrika, en dit het 'n sin gemaak om Suid-Afrika in te sluit namens daardie meer as 50 Afrika lande, wat natuurlik meer as 'n kwart van die lande in die wêreld verteenwoordig. So dit het begin in 1999, maar dit was 'n vergadering net van ministers van finansies, en ek dink 'n mens moet dit duidelik verstaan. So dit was 'n baie technokratiese fokus op finansiële en ekonomiese beleid. Ministers van finansies van al hierdie lande bymekaar gekom om oor koördinering van ekonomiese beleid te praat. Toe is daar uiteindelik wel besluit, veral op voorstel van die Amerikaners, dat daar 'n leiersberaad moet plaasvind. Met ander woorde, so half aan die einde van die hele proses, dan moet daar 'n 2 dag lange leiersberaad plaasvind, en die eerste het in 2008 in Washington DC plaasgevind, waar die staatshoofde van die G20 lidlande dan bymekaar gekom het, en sedertdien vind daar so 'n jaarlikse beraad plaas. Ander lande word ook genooi, né? Onthou daar's baie ander groot ekonomieë wat nie noodwendig binne die G20 tel nie, ook sommige Europese lande. So jy nooi altyd nog so 'n 10 tot 15 ander staatshoofde ook uit, maar jy het altyd die kerngroep van die G20 saam met die Europese Unie, en dan ook sedert verlede jaar die Afrika Unie, wat bymekaar kom en oor belangrike internasionale ekonomiese beleid vergader. Jaco, wat 'n voordeel het lidmaatskap aan die G20 vir jou, en spesifiek as jy 'n gasheerland is? Ja, daar's natuurlik in terme van lidmaatskap eerstens die absolute voordeel van inspraak en netwerk.
inspraak in terme van baie belangrike besluite wat al geneem is deur die G20. So ons moet ook nie die G20 se historiese impak onderskat nie. As jy teruggaan byvoorbeeld na die tyd 2008, 2009, 2010 met die internasionale finansiële krisis, die krisis in Europa met banke, sowel as in Amerika, is daar baie belangrike besluite deur die G20 geneem oor internasionale samewerking met finansiële koördinering. En ek wil so ver gaan om te sê dat dit ingryping van die G20 was wat moontlik selfs 'n soort van globale resessie of 'n globale depressie verhoed het. So daar was al histories regtig waar geleenthede waar hierdie G20 leiers bymekaar kom en belangrike koördinering tussen mekaar moontlik maak en beleid bepaal. En as jy dis 'n G20 lidland is, dan het jy inspraak, dan is jy deel van hiervan. Want onthou Dirk, die G20 lande verteenwoordig byna 80% van die wêreldekonomie. So dis 'n wesenlike bymekaarkom geleentheid om deel te wees daarvan is uiters voordelig en dis vir Suid-Afrika ook voordelig in terme van daardie inspraak, daardie koördinering. Daar's 'n baie belangrike ander element wat ons ook nie kan vergeet nie. Dis vir Suid-Afrika vanjaar baie relevant en dit is natuurlik die beeld van jou as land wanneer jy dit aanbied. Gaan na Rio de Janeiro in Brasilië verlede jaar, 'n absolute toonbeeld van Brasilië se krag as grootste ekonomie in Suid-Amerika, die leierskapsrol wat Brasilië speel, die toerismebestemming wat die land is, die beleggingsbestemming wat die land is. 2 jaar gelede Indië, Narendra Modi, Indië is die eerste minister wat by uitstek daarin geslaag het. 2022 was dalk vir my in vergelyking met Suid-Afrika een van die heel beste voorbeelde, want Indonesië het in 2022 die G20 beraad aangebied in Bali. Wat 'n mooier plek as Bali. Vir 'n week lank het die wêreld gesien hoe lyk Indonesië. En onthou, ek het dit al baie gesê, maar Indonesië is tans die 16de grootste ekonomie in die wêreld. Oor so 16 of 17 jaar van nou word verwag dat Indonesië die 4de grootste ekonomie in die wêreld kan wees. Dis 'n land wat kom vanuit 'n ontwikkelende omgewing, baie armoede, geweldig baie ekonomiese versperrings, baie uitdagings. Dis 'n land wat sy ekonomie groei jaarliks met tussen 6 en 10%. En in 2022 het Indonesië by uitstek daarin geslaag om hulle land aan te bied as 'n beleggingsbestemming, 'n betroubare vennoot vir beide Asiatiese lande, maar ook westerse lande in Asië. En dit het geweldige voordele vir Indonesië ingehou. Die aanbied van die G20 beraad het gelei tot 'n hernuide globale belangstelling in Indonesië. So daar is 'n groot voordeel as jy 'n goeie beraad kan aanbied. Jy kan dan slaag om jou land aan te bied as 'n stabiele land met goeie infrastruktuur, goeie ekonomiese vooruitsigte, goeie hulpbronne, grondstowwe, die nodige dinge wat alles nodig is om uiteindelik natuurlik beleggings te lok, beleggings aantreklik te maak in 'n land. So ons het die afgelope 3 jaar nogals, moet ek vir jou sê, goeie voorbeelde daarvan gesien en ek dink ons moet Suid-Afrika vanjaar daaraan meet. Ek wil Suid-Afrika meet aan die hand van Indonesië in 2022. Onthou hier's 'n luister van G20 lande wat in 'n volgorde afgetik word. So daar's geen ander rede hoekom Suid-Afrika vanjaar die G20 beraad aanbied as dat dit ons beurt is nie. Dis letterlik af op die lysie ons beurt. Dis nie omdat ons geopolitiese invloed toegeneem het of ons verjaar 'n belangriker land is as verlede jaar of 10 jaar gelede nie. Dis bloot ons beurt. Die vraag is, neem ons hierdie beurt op en maak ons iets daarvan. Ja, kan dit lyk of die teenoorgestelde gebeur. Daar is 'n onttrekking van verskeie staatshoofde, Amerikaanse geheel. Nou, ek het sommer net my eie sommetjie gemaak. Dit lyk vir my of al omtrent 2/3, as jy dit in persentasie uitdruk, van die bruto binnelandse produk van die lande gesamentlik se staatshoofde nie hier is nie. Nou, wat beteken dit en wat is die boodskap? Daar president Ramaphosa sê Amerika mis uit. Amerika natuurlik die grootste ekonomie. Wat is die boodskap wat uitgaan indien dit met 'n land gebeur? Ja, kyk, ons kan dink wat is die boodskap wat uitgaan
wanneer die Amerikaanse president en die Chinese president by so 'n beraad teenwoordig is. En dit was verlede jaar die geval in Rio de Janeiro in Brasilië, waar net Vladimir Putin van Rusland nie teenwoordig was nie, omdat hy dit nie mag bygewoon het nie, soos wat hy dit vir jaar nie mag bywoon nie. En dit aanvaar ons, daar's 'n internasionale lasbrief vir sy inhegtenisname uit, hy kan dit nie bywoon nie. So verlede jaar in Brasilië was die G20 dus eintlik voltallig, as jy nou Putin uitlaat. Die Amerikaanse president het daar gesit, president van die grootste ekonomie. Die president van China, Xi Jinping, het daar gesit, die president van die tweede grootste ekonomie, die president van die derde grootste ekonomie, Narendra Modi eierde, die eerste minister van Indië daar gesit, die kanselier van Duitsland, die eerste minister van Japan, die groot ekonomieë van die wêreld se staatshoofde het om die tafel gesit in Rio de Janeiro. Maar nou hoor ek die hele tyd mense aanvoer en elke koerantberig die afgelope paar dae verwys na Indië in 2023 toe Xi Jinping van China ook afwesig was. Xi Jinping was afwesig in 2023 omdat Indië en China op daardie tydstip 'n groot grensgeskil gehad het. Hulle het beklei met mekaar in die Himalaya gebergtes. Dis hoekom die Chinese president nie daar was nie. As 'n land, 'n gasheerland, daarin slaag om die staatshoofde van die groot ekonomieë om sy tafel te kry, dan sê dit iets van daardie land. Dit het in Indonesië gebeur in 2022, dit het verlede jaar gebeur in Brasilië. Dit gebeur nie vanjaar in Suid-Afrika nie. Om die waarheid te sê, daar's 5 van die 20 staatshoofde wat afwesig gaan wees. Dit is Donald Trump van Amerika, Xi Jinping van China, dit is Claudia Sheinbaum van Mexico, Javier Milei van Argentinië, dit is Vladimir Putin van Rusland, en dan wonder ons selfs nog oor 1 of 2 ander ook. Ek het bietjie gaan kyk oor die laaste paar jaar, as jy COVID uitsluit, 2020, 2021, toe daar nie volwaardige G20 berade plaasgevind het nie, is hierdie die grootste wegbly nog sedert die eerste beraad in 2008 van staatshoofde. So, dit is die meeste staatshoofde wat wegbly. Dit sê vir my een ding, dis 'n verspeelde kans vir Suid-Afrika. Suid-Afrika se geopolitiese rol in die wêreld neem af, baie af van 20, 25 jaar gelede, toe Suid-Afrika die plek was om te wees. Toe byvoorbeeld Nelson Mandela se begrafnis plaasgevind het en 70 staatshoofde dit bygewoon het, want mense wou gesien word met Suid-Afrika. Suid-Afrika wat daardie tyd nog soort van die land van hoop in Afrika was, die land waar ander lande betrokke by wou wees, in wou belê, gesien wou word. Ek wil vir jou sê, daar is nie 'n ander rede hoekom Xi Jinping vir jaar se beraad bywoon nie, as dat daar vir hom te veel risiko's is en te min geleenthede. Die Amerikaanse president is afwesig, China en Amerika onderhandel oor belangrike betrekkinge, dieselfde geld vir Mexico byvoorbeeld, en op hierdie stadium kan 'n leier sê, maar weet jy wat, kom ek staan dan eerder terug. Wat is nou eintlik vir my daarin om in 2025 na Suid-Afrika te gaan, 'n land wat voortdurend in omstredenheid gewikkel is, wat 'n saak teen Israel gehad het, wat die wêreld verdeel het, wat omstrede bande met Iran het, 'n land met geweldige misdaadprobleme, met geweldige infrastruktuurprobleme, die elektrisiteitsprobleme wat dan nou opgelos is, maar wat internasionaal in die nuus was vir 10 tot 15 jaar. Dit is hoe daar geoordeel word oor Suid-Afrika in 2025. En dan dink ek moet ons as patriotiese Suid-Afrikaners nie volstrydspolitiek bedryf nie. Jy kan jou kop in die sand steek en fluister en vir almal sê, nee, gebeur niks nie. Hierdie is heeltemal normaal. Daar's niks fout daarmee dat hierdie 5 staatshoofde wegbly nie. Daar's goeie redes, goeie verskonings. Die werklikheid is, Suid-Afrika se geopolitiese invloed is op 'n laagtepunt in 2025. Jaco, is dit Solidariteit en AfriForum se skuld? Sonder twyfel nie. Solidariteit en AfriForum kan sonder twyfel nie bepaal wie sulke berade bywoon nie, maar natuurlik die heel eerste en baie belangrike is, dink ek, mens moet dit sê, is dat ons wou graag gehad het, al hierdie leiers moet hier wees, ons wou graag gehad het, dat president Donald Trump hier was, of selfs sy adjunk, J.D. Vance.
dit sou goed gewees het. So ons sou graag wou sien dat JD Vance hier kon wees. Ek dink ons benadering sou eerder wees dat Amerika dit moet bywoon en dan eerder as daar dinge is wat hulle pla en ons weet daar's dinge wat hulle pla oor Suid-Afrika, dat hulle die kritiek hier kom uitspreek. Nou, dit sou 'n alternatiewe strategie kon wees. So ons het onsself nooit daarvoor benader nie. Dis nie wat ons wou hê nie, maar kom ons wees eerlik. Hierdie vraagstuk oor vanjaar se beraad is iets wat op 'n geopolitiese vlak plaasvind. En organisasies soos ons, burgerlike organisasies, beïnvloed nie geopolitiek nie. Ons beïnvloed verhoudinge tussen lande, verhoudinge tussen instellings, verhoudinge tussen individue. En ek dink daar kruip ons nie weg van die werklikheid nie. Ons het baie invloed in Amerika. Ons het verhoudinge met die Amerikaanse regering en ons beïnvloed Amerikaanse beleid en verhoudinge, die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. Maar Solidariteit en AfriForum kan nie beïnvloed of besluit of die Amerikaanse regering teenwoordig moet wees by 'n G20 beraad nie. Dit is 'n geopolitiese kwessie. Donald Trump se besluit om dit nie by te woon nie, maar om verder te gaan en te sê niemand van Amerika gaan nie wees nie, het te maak met Suid-Afrika se posisie binne hierdie geopolitiek. Die Amerikaners is kwaad oor Suid-Afrika se buitelandse beleid. Hulle is kwaad oor waar Suid-Afrika homself plaas binne hierdie nuwe spanningslyne. Die Chinese reageer daarop om te sê, gaan ons politieke kapitaal en gaan Xi Jinping sy politieke kapitaal op die spel plaas om Suid-Afrika toe te gaan en Amerika miskien nog kwaader te maak vir China. Ons gaan nie dit op die spel plaas nie. Dit is 'n soort van geopolitiek waarop Solidariteit en AfriForum onsself nie bevind nie. Ja nee, ek het daai dag ook vir 'n joernalis gesê, baie dankie vir die kompliment, maar ons het ongelukkig nie die mag om daardie soort van dinge te bepaal nie. Dit bring my by die laaste punt. Jaco, daar was natuurlik nou 'n groot herrie oor die banier wat Solidariteit opgeset het. 'n 70 meter banier daar langs die N1 en die banier het gesê Suid-Afrika is die mees rasgereguleerde land ter wêreld. Dis natuurlik so. Ons werk veral in die arbeidsomgewing en daar is dit absoluut so. Daar's onlangs weer regulasies gepubliseer wat die hele arbeidsmark sentraal reguleer van bo af, die sentrale rasregulering. So feitelik is dit korrek. Oor 'n baie lang tydperk het Solidariteit al in interaksie gewees met die Suid-Afrikaanse regering waar ons vir hulle gesê het, verander die beleid. Ons het gesê lank voor die tyd, die G20 kom, verander dit, want die G20 is 'n venster waardeur die buiteland na Suid-Afrika kyk. En hier is 'n werklikheid. Die vraag is of hulle gedink het daardie werklikhede moet nou maar net eenvoudig weggesteek word, of moet die wêreld dit weet? So Solidariteit het besluit die wêreld moet dit weet. Suid-Afrika is die mees rasgereguleerde land ter wêreld en hulle moet dit omarm as hulle dink dit is hulle beleid. Maar hoekom hulle dit nou wil wegsteek en sê moet dit asseblief net nie sê nie, is verstommend. Maar dit het 'n ongelooflike omstredenheid veroorsaak, die enkele banier. Jaco, onderliggend daartoe, hoekom was dit so omstrede? Ja, kyk, ek dink hulle koppel weer eens ook die Suid-Afrikaanse regering hierdie banier en hierdie boodskap aan Donald Trump se wegbly van die beraad. En dit is natuurlik baie eenvoudig dat indien die Suid-Afrikaanse regering proaktief gereageer het en geantwoord het op president Donald Trump se lys van eise rondom die verklaring van plaasmoorde as prioriteitsmisdaad, die hantering van die nul vergoedingsklausule in die onteieningswet en dan natuurlik die rassewette. En ten minste daaroor met die Amerikaners in gesprek getree het, soos wat president Trump vereis het in Mei maand, toe president Ramaphosa hom in die Withuis besoek het, dan sou Trump waarskynlik die beraad bygewoon het en sou ons banier natuurlik nie eens nodig gewees het nie, want dan sou daar ten minste 'n proses gewees het om hierdie kwessie oor die feit dat Suid-Afrika die mees rasgereguleerde land is, dan sou daar 'n proses gewees het om dit te hanteer en by te lê. Maar kom ons wees eerlik, die Suid-Afrikaanse regering is nie bereid om hieroor te praat nie. Hulle is nie bereid om hierdie olifant in die vertrek in die gesig te kyk nie. Die feit dat daar 145 rassewette is wat rasseklassifikasie voorskryf, rasseuitsluiting in sommige gevalle, quotas,
voorskrifte. Ons weet wat staan in al hierdie wette. Die feit dat jy omtrent nie meer 'n dag in jou lewe in Suid-Afrika kan laat verbygaan waar jy nie op een of ander manier geklassifiseer word met ras of gekonfronteer word met jou eie ras nie. Jy kan nie aansoek doen vir 'n huislening of 'n bestuurslisensie sonder om geklassifiseer te word en hanteer te word aan die hand van jou velkleur nie. En dit is dus 'n wesenlike kwessie. As Suid-Afrika wil saamspeel met die grootes in die wêreld en indien Suid-Afrika wil spog met die feit dat hy 'n land is wat homself hou by internasionale praktyke. Daar's dikwels vanuit die Suid-Afrikaanse regering kritiek teen Amerika rondom internasionale maatstawwe, menseregte praktyke in die wêreld. Dan moet Suid-Afrika homself hou by die konvensies van die Verenigde Nasies, die Internasionale Arbeidsorganisasie ensovoorts. Die feit is, hierdie rassewette in Suid-Afrika het 'n permanente karakter, dit is 'n permanente aard. Die Amerikaners besef dit, hulle sien dit is nadelig vir internasionale beleggings, maar hulle sien ook dat dit nadelig is vir Suid-Afrikaanse burgers en Suid-Afrikaanse minderhede. En die maniere wat ons moes opsit, is 'n bietjie die keiser wat kaal is. Dit is 'n bietjie 'n ontbloting van hierdie vraagstukke wat ook staan in die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, maar waarvoor president Ramaphosa en sy hele regering elke keer net wegskram van, net wil wegkyk van. En dit verstom my dus dat hulle amptelike reaksie verlede week, nadat daardie banier op die M1 in Johannesburg opgesit is, dat dit was om te sê, maar daar is geen rassewette nie. Suid-Afrika het geen enkele rassewet nie. Met ander woorde, die keiser is kaal, maar hulle sien nog die kleed. Hulle sien nog die pragtige kleed. Hulle besef nie dat die wêreld Suid-Afrika hierdie regering begin raak sien vir wie en wat hy regtig is nie. Dit gaan deel wees van die boodskap van die G20 en dan moet 'n mens terugstry en terugveg teen die narratief of die persepsie wat geskep word dat om kritiek te lewer teen die Suid-Afrikaanse regering tydens die G20-beraad, dat dit onpatrioties is. Ek dink dis die teenoorgestelde, dis patrioties om tydens so 'n internasionale geleentheid te sê, Suid-Afrika kan en moet 'n beter land wees. En een manier om van Suid-Afrika 'n beter land te maak, is om ernstig te praat oor die rassewette, hierdie bedeling, en om uiteindelik 'n oplossing daarvoor te vind. Die G20 is 'n uitstalvenster van die gasheerland. Die wêreld kyk deur die venster na die land. En dit is presies wat met Suid-Afrika gebeur het. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube-kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.